Verliese is ontstellend. Dis wegskeur van iets wat was. Dis minder uitkraai as waarop jy gehoop het. En in die ergste geval is dit die pynlike, altyd leemte van iemand wat deel van jou lewe was. Verliese ander naam kan maklik, hooploos, uitsigloos wees. Dis appelseisoen in die Eldrin Vallei. Oral hoor en sien jy werkers wat van vroeg tot laat pluk. Swaar gelaaide trokke wat die kosbare inhoud na hulle volgende plekke neem, is oral te sien. Die appelboere lewe van vroeg tot laat met geselsende, lagende, ontvangende hande wat pluk. En toe kom die storm. In 3 dae reën dit honderde millimeters en waai stormsterk winde genadeloos. Dakke waai af. Ou dekade oue bome knak onder die kragtige stormwinde. Sinkhuise word leeg geskiep met emmers water in 'n poging om dit te red. In die ergste gevalle styg die water sodat mense op die dak klim om te oorleef. Sommige doen. Ander is nie so gelukkig nie. Raak weg in die meesleuring van verwoestende watermassas. My hart breek vir hulle wat vanaand nie veilig is nie, wat honger is, bang is. Daarna ry ons steeds oor brûe wat oorstroom is van die watermassa, maar jy sien weer die dapper werkers amper weggesak in die modder, besig om weer te pluk, want die oes moet af, anders vrot die appels. Ons kry een van die groot appelboere langs die pad en vra: "Het julle die oes oorleef? Want ons sien massas appels onder die bome wat net eenvoudig nie bestand was teen die wind nie." Sy oë word sag. Hy bly eers 'n oomblik stil, want die realiteit van 'n jaar se inkomste wat groot skade gekry het, is 'n werklikheid. Toe kyk hy op en sê: "Ag, ons kyk maar vir die appels wat nog aan die bome hang. Dit help nie om te huil oor die onder die bome nie." Tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor 'n soldaat albei sy arms in 'n bomontploffing. 'n ander beseerde belangs langs hom in die hospitaal. Sy lyf is vol skrapnel, maar hy het nog al sy ledemate. En hy is verskriklik depressief. Die vleiswonde het tot in sy emosies geklim en sy geloof en sy hoop heeltemal ondergekry. Dan kyk hy na die bed langs hom, sien die man sonder arms wat vir hom glimlag en sê: "Toe maar, jy sal oukei wees." Geskok oor die dapperheid van iemand wat in 'n veel slegter posisie as hy is, vra hy: "Hoe kry jy dit reg om nog so positief te bly? Jy het jou arms verloor." Stilweg kom die antwoord: "Ek fokus op wat ek oor het, nie op wat ek verloor het nie." Wat 'n les leer dapper mense ons. Kom ek en jy vra dat ons Vader ons, ondanks ons verliese, sal help om te fokus op dit wat oor is, dit wat nog leef, en dan glimlag ons stilweg in sy genade.